Goeiedag, ek weet jy is baie besig, maar dankie dat jy hierdie video kyk. Baie welkom hier by Inspireer en dankie dat jy saam met ons tyd spandeer. Hierdie week gesels ons 'n bietjie oor ons besige leefstyl en ons gesels oor hoe kan ek en jy ons tyd effektief bestuur, maar saam met dit, hoe kan ek en jy tyd maak vir Christus? Want ek en jy moet tyd maak om tyd saam met hom te kan spandeer. En ek het gister vir jou genoem dat hierdie jaar het my op so 'n manier afgeskop dat dit net vir my voel dit is die besigste jaar wat ek in 'n baie lang tyd beleef het. En ek weet nie wat die rede is nie, dalk is ek net attent op dit hierdie jaar, ek is nie seker nie, maar ek beleef dat mense ongelooflik besig is. Mense skiet by mekaar verby en as jy vra hoe gaan hulle? Nee, besig, okay, baie, ons moet nog braai en dan braai vir die hele jaar nie saam nie. En dis my hartseer om nie saam mense te braai nie. Maar nietemin, ons is baie besig, dit voel vir ons lewe soms by mekaar, maar dit voel vir ons leef soms verby die Here. Ons mis soms iets van Christus, omdat ons nie tyd het, en ons het tyd maak vir hom. En ek wil nie iemand vandag sleg voel nie, ek is soms in dieselfde bootjie, maar dit gebeur dat ek en jy so gejaagd word, dat ons so besig is, en ek glo dat die dinge in my lewe is prioriteit. Kinders is prioriteit, of jou man en vrou is prioriteit, en ons het soveel prioriteit in my werk, en al hierdie dinge wat saamgaan. Ek wil vir jou herinner, dat my eerste prioriteit is die koninkryk van God. Is om Christus te ken, om hom te dien, om hom te loof met alles in my, en met my hele wese. Ons 'n storie wat vergelyking met Jesus daar in Matteus 22 met ons deel, wat hy vertel van die bruilof, en dan sê hy die bruilof was gereed, en dan sê die bruide van my stuur die slawe, en dan sê hy, gaan haal die mense wat genooi is, sê vir hulle die tyd is reg, hulle kan kom, en wanneer hulle gaan nooi, dan is hulle te besig, en hulle kom nie, en dan wanneer die bruide van hom sien, hulle kom nie, dan stuur hy hulle 'n tweede maal uit, dan sê hy, hoor ek gaan haal hulle, sê vir hulle moet kom, dit is reg, ons het 'n feesmaal vir hulle voorgesit, en dan is hulle weer eens te besig, en die derde keer, dan slaan hulle selfs van hierdie slawe, en jak hulle af, en jaag hulle weg. En dan sê Jesus, daarso in Matteus 22, vanaf vers 7 sê hy, daarom het die koning woedend geword, hy het sy weermag gestuur, en daar het die moordenaars doodgemaak, en hulle stad afgebrand. Hy sê toe vir sy slawe, die bruilof is gereed, maar die gaste wat ek genooi het, is hierdie eer onwaardig. Gaan staan nou op die straathoeke en nooi almal wat julle raakloop om die bruilof by te woon. Wow. Nou ek is een van die slawe wat dit ingemaak het. Ek weet nie, miskien is jy ook. Ek is een van die wat nie genooi is nie, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan dit nie maak, ek is te vuil, ek is te sondig. Maar Christus, wat my genooi het gemaak, dat ek toegang gekry het tot hom, tot die ewige lewe, en tot hierdie amazing bruilof. Nou, hy sê dat daar's mense wat hy genooi het, daar's mense wat sit met 'n open invitation, wat te besig is om dit by te woon. Maar hy sê ook, daar kom 'n dag wanneer dit te laat is om hom te ken, en ek weet nie van jou nie, maar daai dag kan vir my en vir jou enige dag aanbreek. Dit kan vandag of môre of voor die jaar wees. Maar dan kom 'n dag wat dit te laat is om hom te kies. 'n Goeie vriend van my sê altyd, sy ouma het gesê, moet dat jou tasse moet gepak wees. En ek wil vir jou sê, ons tasse is nie gepak nie, ons is nie reg nie. En dit voel vir my, asof ons beleef, ons kan 'n bietjie later by die Here uitkom. Daar is nog tyd, ons kan 'n bietjie later by hom uitkom, ons sal later regmaak, ons sal 'n bietjie tyd met hom spandeer, van volgende maand, of dan is hierdie projek klaar, of hierdie deadlines is klaar, of dan is dinge nou rustig, want die kinders is in die skool. Maar intussen tyd leef ons buite Christus, ons ken hom nie soos ons moet nie, ons het nie intimiteit met hom soos ons moet nie, ons verstaan nie sy hart vir ons lewe, ons deel nie met hom, wat ons begeertes is nie, en ons spandeer te min tyd met hom, alles omdat ons so gejaag is, en ek en jy moet versigtig wees, dat ons nie een van hierdie mense word, en ons dink aan hulle, en ons sê, hoe sleg was hulle, maar soms is dit ek wat sit met die uitnodiging, en nie gaan nie afgee, wanneer hulle sê, hoor jy, kom, dit is gereed, kom sit aan. Ja, in Openbaring 3 vers 20 sê Jesus, kyk, ek staan met die deur en klop, en as ek oopmaak, sal ek ingaan, en ek sal by jou kom eet, soos goeie vriende behoort te doen. Christus soek hierdie intimiteit met my en jou, individueel, hy soek hierdie intimiteit, hierdie vriendskaplike ete, wat hy met my en jou wil hê, maar as ons te besig is, ek wil vir jy sê, die TV daar blaar en jy hoor nie die deur nie, dan sal iets wat ons ontbreek, dan mis ons uit, die ete van 'n leefstyl, letterlik. Mag dit nie my en jou storie wees. Dit is my hoop en my gebed vir vandag, dat ek en jy weer op 'n plek sal kom, dat ons Christus top prioriteit maak,
Hy is belangriker as jou kinders, hy is belangriker as jou man en vrou, belangriker as jou ouers, belangriker as jou werk, belangriker as enige iets wat ek en jy weet aan kan doen. Dis Christus. Kom ons maak tyd vir hom. Kom ons gee die beste gedeelte van ons tyd vir hom. Kom ons laat hom ons prioriteit. Amen. Jy moet 'n awesome dag hê. Sien jou môre weer. Totsiens.